Die hart is vinniger as die beentjies, nee. So, vandag gaan ons 'n bietjie praat oor Heilige Gees my na Esegiel toegevat, Esegiel 36. So, ek wil dit eers vir ons lees vanaf vers 22 tot vers 30, en dan gaan ons net so 'n bietjie konteks rondom Esegiel bring, maar kos begin by Esegiel 36 vers 22, en dan tackle ons dit van daar af. Kyk ons wat sê Heilige Gees vir ons. Daarom sê vir die huis van Israel, so sê my Here die Here, net ter wille van julle doen ek nie, huis van Israel, maar slegs ter wille van my heilige naam, wat julle ontheilig het onder die nasies waarin julle gegaan het. Ek sal my groot naam heilig, wat onder die heilige nasies ontheilig, onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het. Die nasie sal besef dat ek die Here is. Dit is die uitspraak van my Heer die Here. Wanneer ek myself deur julle as die heilige betoon voor hulle oë, ek sal julle uit die nasies uitneem en julle bymekaar maak uit al die lande. En ek sal julle na julle grond bring. En ek sal rein water oor julle sprinkel en julle sal rein wees. Ek sal van julle onreinhede en van julle en van al julle afgodsbeelde sal ek julle reinig. Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. 'n nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle 'n hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorouers gegee het. Julle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir julle God wees. Ek sal julle verlos van al julle onreinheid en ek sal na die koning roep en dit oorvloedig maak. Ek sal nie weer hongersnood oor julle bring nie. Ek sal die vrugte van die boom en die opbrengs van die landerye oorvloedig maak, sodat julle nie meer na die bespotting oor die hongersnood deur die nasies hoef te verduur nie. En dan, jy weet, gaan hy nog aan. Nee. So dis nogals 'n mooi stuk in die woord, nee. En ek meen, dis duidelik waartoe dit wys. Dis 'n profesie oor ons voorreg om Christus te kan ontvang. En dis 'n profetiese woord oor hoe dit moet lyk wanneer ons die Here dien. Maar as ons nou daai stukkie vat en ek probeer my lewe oor dit, jy weet, soos 'n transparant deur dit sit, dan lyk dit nie heeltemal so nie. Dan is daar gaps en dan is daar goed wat nie pas. En dan wonder mense, okay, maar waar mis ek dit wat die Here eintlik vir my beloof het? Want wat ons eintlik hiervan praat is 'n verbondsvervulling en so die tydperk waarin Esegiel geprofeteer het was 597 tot 570 voor Christus, né? So dit was so 'n tydperk van 27 jaar. En in daai tyd was hulle uit hulle land uit verwyder en hulle was in Babylon gewees. So hulle het swaar getrek, Jerusalem is vernietig, die tempel was verwoes en ja, so hier kom hy en hy gee nie net vir hulle 'n woord van okay, maar die Here gaan hulle red nie. Hy begin by okay, julle het nie dit gedoen wat die Here vir julle gevra het nie. Julle was nie gehoorsaam nie en julle het ook nie julle harte verontmoedig nie en eintlik was julle boos in julle binneste. En dan sê die Here, maar ek gaan julle red nie omdat julle goed is nie, maar omdat ek goed is. En ek gaan julle seën nie omdat jy die regte ding gedoen het nie, maar omdat ek lief is vir jou. En ek gaan herstel bring sodat my glorie deur julle sigbaar kan wees. En dan kom die vraag in my binneste op, nê, is wat het jy gedoen om geboorte te verdien by jou ma? Nê? Jan? Jy lag lekker, nê? Jy vir ons het dit verdien nie, nê? Iemand anders het 'n voorreg gehad en jy is daar, nê? Nou wat het jy verdien? Hoe het jy bygedra tot jou wedergeboorte? Jy het gereageer. God het jou hart geroer, Heilige Gees het in jou hart beweeg en jy het gereageer, né? Dis dieselfde.
So die voorreg van hierdie wat hier staan, hierdie woord wat Esegiel uitspreek, nê? Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorouers gegee het, julle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir julle God wees. En ek sal julle verlos van julle onreinheid en ek sal na die koning roep en dit oorvloedig maak. Ek sal nie weer hongersnood oor julle bring nie. Ek sal die vrugte van die bome en die opbrengs van die landerye oorvloedig maak, sodat julle nie meer die bespotting oor hongersnood in die nasies hoef te verduur nie. Dis 'n belofte wat die Here aan jou maak as gevolg van jou wedergeboorte. En dan kan ons nou aan die ander kant toe gaan, dan kan ons sê okay, maar is ons nou besig met 'n voorspoed evangelie? Dan is dit soos nee. Want as ons net besig was met 'n voorspoeds evangelie, dan mis ons die beginpunt van ek verdien dit nie. Dis 'n genadegawe uit die Here se hand uit. So, hoekom was hulle in ballingskap gewees? Hulle was in ballingskap want hulle het afgode gedien. En die Here het vir hulle gesê, hoor hierso, julle het afvallig geraak van my af en laat julle vir julle kry, nê? Vat die shots. En hulle het die verbond gebreek en hulle het moreel en geestelik verval. En dan jy kan Esegiel 8 en 22 gaan lees as jy konteks wil hê, nê? En daar's 'n duidelike struktuur in Esegiel. So in hoofstuk 1 tot 24 het hy oordeel oor Juda gespreek. En dan van 25 tot 32 was daar oordeel oor die nasies gespreek. Met ander woorde, almal kry pakslaag, nê? En dan van 33 tot 48 is daar die woord van herstel en hoop. En ons, nê, is nou in daai seisoen van herstel en hoop. So in 36 sien ons dat hier's 'n herstelgedeelte en dit volg op 34 waar God sê hy herstel die leierskap en in Esegiel 35 sê die Here, maar hy gaan die vyande van die gelowiges gaan hy oordeel en dan in 37 praat hy weer van die geestelike opstanding. So as ons in 'n profetiese konteks daarna kyk, dan besef ons okay, hier's 'n spanning, nê, van hoe kan 'n heilige God 'n volk oordeel maar tog sy belofte behou. En dan ervaar ons baie keer daai spanning en ons het laasweek of 'n paar weke terug oor gepraat, nê. Die spanning van as God sê hy snoei die wie hy liefhet, maar hy snoei ook die wat hy gaan verbrand wat nie vrug dra nie. So beide die gelowige en die ongelowige kry altyd die snoeiskerp. Met ander woorde, wanneer die Here jou lief genoeg het om bemoeienis te maak met wat in jou hart aangaan, 'n bemoeienis te maak met waarmee hy besig is binne in jou, dat hy bereid is om weg te vat, sodat hy kan toevoeg, sodat jy kan vrug dra. En ons sien die antwoord hier so God herstel nie Israel omdat hulle dit verdien nie, nê? So die belofte wat die Here vir jou het, en die woord wat die Here oor jou uitgespreek het, en dit wat in jou binneste leef, nê? Is nie omdat jy dit verdien nie, maar is omdat God goed is. En die wonderlike ding daarvan is as God iets vir jou gee omdat hy goed is, kan ek dit nie van jou wegvat nie. As dit gegaan het oor prestasie, nê? As jy in 'n hoë kompeterende omgewing is, nê? Kom ons vat 'n sportspan wat hoogs kompeterend is, nê? Daar's 5 of 10 ouetjies onder jou wat graag hierdie sport wil speel, nê? Die Springbokspan. Hoe diep is die diepte, nê? Hoeveel ouetjies droom en werk hulle self blink, nê? En hulle oefen hulle vingers stomp om daar te kom, nê? En dan as jy daar bo wil bly, is dit, ek meen jy sit net 5 tree verkeerd en dan is daar 10 ouens wat jou plek kan vul. Wat net so goed is soos jy. Wat net soveel dryf en net soveel passie het, nê? En dit is meriete gebaseer. En nou sê die Here, okay, maar my genade, my belofte vir jou is nie meriete gebaseer. Dis nie gebaseer op jou nie, dis nie gebaseer op jou vermoë nie. Dis nie gebaseer op hoe goed jy is, hoe oulik jy is nie. Hoe slim jy is nie, hoe hard jy werk nie, hoe deeglik jy is nie. Dit is gebaseer op God se hart vir jou. En dan twyfel ek en jy. Want Here, sal U my nog seën as ek? Of Here, sal U my nog seën wanneer ek? Of Here, maar ek het dadelik 'n fout gemaak en kan ek nog in die teenwoordigheid inkom? Of Here, daar het ek skeef getrap, mag ek nog met U praat?
Of Here, is die Gees nog steeds vir my beskikbaar? So in 36 sien ons dat die nasies het gekyk hoe Israel verstrooi was. Wat as ons dink aan die storie van toe hulle Jericho se mure geval het, of toe die Israeliete Kanaan ingevat het hulle almal gesê, maar ons het gehoor van julle God. Ons het gehoor. Daar was 'n getuienis gewees. Nou, die mense het weer gehoor. Die mense het gehoor hoe het hulle geval. Die mense het gehoor hoe was hulle verneder. Die mense het gehoor hoe gebeur dit en dit en dit. En daarom het mense gedink, maar God is swak. En God se naam is nie heilig nie. En dan vers 23 sê hy, maar ek sal my naam groot en heilig maak. Met ander woorde, God herstel, nie omdat jy reg is nie, maar omdat hy reg is. God is liefde, nie omdat jy gehoorsaam is nie, maar omdat hy liefde is. God se genade is beskikbaar vir jou. Nie omdat jy regverdig opgetree het nie, maar omdat hy regverdig is. So as ons in 'n verbondskonteks daarna kyk, dan besef ons, Jesegiel 36 staan 100% in lyn met die verbondsverhaal van die Ou Testament. So die Ou Testament het hierdie probleem gehad, Sinai is die wet gegee, maar daar was geen innerlike krag nie. En hoe weet ons dit? Want die mense was bang om saam met Moses voor God te staan, nadat God hulle uitgenooi het. God sê vir hulle, kom na my toe. Ek wil julle koning wees. Ek wil regeer, ek wil heers. So het God vir hulle sê. En dan sê hulle vir Moses, nee, gaan jy liewerster, want ons is bang om te gaan. Nou, hoeveel van ons vandag nog is bang om in God se teenwoordigheid in te gaan? Ons is nog steeds bang om na God toe te nader, want wat van as ek nie weet wat gaan gebeur nie, of wat van as dit wat ek Here voor vertrou nie gaan manifesteer nie, of wat van as die Here nie my gebed gaan hoor nie, of wat van as my hart ontbloot word. Die grap is, die Here weet klaar, Hy begin die sin met, jy is nie goed genoeg nie. Jy het gesondig, jy het afgode in jou lewe. Daar is goed wat vir jou belangriker is as wat ek is. Die Here weet dit klaar. Die Here weet klaar, ons het onvermoë. So ons kom nie na die partytjie toe met hierdie posisie van vermoë nie. Dis hoekom so mooi was laasweek toe die 3 jong manne met hulle dassie aankom, Want ons wil so graag netjies by die kerk aankom, Die mooi voet voorsit, en ons moet netjies wees en alles moet goed lyk, En dan so saai wit gepleisterde grafte, As jy net bietjie dieper krap, dan is daar maar nog steeds iets wat vrot daaronder. Weet so, ons moet by 'n plek kom, waar die resultaat van die verbond, anders lyk. So in die Ou Testamentse konteks het die resultaat van die verbond hier weer eens gelyk soos herhaalde ongehoorsaamheid. Want wat was die siklus van die Israeliete in Judea, God kom, hy bring 'n regverdige koning, die koning bring herstel, aanbidding word herstel, die tempel word weer skoongemaak, die altaars word afgebreek. Ek sien in Peru het die nuwe president al die afgode wat hulle gebou het, het hy gesmelt. Hulle het sulke groot koper en brons standbeelde van al die afgode gemaak, in Peru. En hulle het dit gesmelt en hy het nou manhole covers gemaak met al daai goedes, Seker gemaak dat dit sinvol is, En so ek meen, dit het in die Ou Testament gebeur. Daar kom 'n nuwe koning, 'n regverdige man met 'n eerlike hart, En dan breek hy die goed af en hy brand die altare en hy doen al hierdie goed, En dan as jy weer sien 40 jaar, 50 jaar, 100 jaar is ons weer op dieselfde pakkie. En ek en Christo praat ook hierdie week van mense het sulke siklusse, In jou eie lewe het jy sulke siklusse van as vrug en dan is daar nie vrug nie, en dan gebeur iets en dan is jy weer op 'n plek en dan het jy weer die Here nodig en dan as jy weer sien as jy bo en dan as jy weer sien as jy weer dan start jy maar net weer, En dan sit so saai luster wat net nie wil vrek nie. En dan kap ons hom so aan. Nou dis Ou Testamentiese verbondsgedrag, Want die resultaat is herhaalde ongehoorsaamheid en dan sal oordeel en ballingskap.
ek en jy, het die voorreg om te bou uit 'n Nuwe Testamentiese konteks van hoe lyk 'n verbond. Ek en jy het die voorreg om te bou uit hierdie woord wat Esegiel gespreek het, Die Here sê vir my Here, God sê vir God. Dis wat Esegiel daar sê. Hy hoor hoe sê die Here vir sy Here, Hy hoor hoe sê hulle vir mekaar. Ek gaan dit doen vir hulle. Ek gaan hulle herstel. Ek gaan hulle harte verenig. Ek gaan my gees in hulle op hulle uitstort, in hulle binneste. Ek gaan hulle harte van klip vervang met 'n hart van vlees. As ons vandag praat van 'n hart van vlees, dan praat ons in die negatiewe konteks, Hier sê die Here, maar ek gaan dit wat dood is, gaan ek weer lewend maak. So, die konteks is, ons is herbou vanuit 'n nuwe hart. En ons, wanneer ons groei, en wanneer ons daai siklus het ons nie 'n siklus wat herhaal nie, maar ons het 'n golf. Met ander woorde, ons beweeg vorentoe. Met ander woorde, ons groei. So vir Esegiel was die werklikheid dat alles is verwoes, die land, die stad, die identiteit, alles, en die ballingskap het verlies gebring en het blootstelling gebring. Maar die geestelike beginsel vir ons as gelowiges is dat partykeer, gebruik God strukture wat verval en sekuriteit wat wegval, sodat hy die fondament van ons geloof kan aanspreek. En kan seker maak dat ons staan en staande bly. So God se plan vir hierdie tyd waarin ons nou in beweeg, vir 'n tyd van groei en 'n tyd van geregtigheid, is die eerste ene is dat hy ons sal reinig van alle ongeregtigheid. Met ander woorde, dat ons nie in daai siklus sal verval van ons doen dit wat reg is, want ons het 'n eerbare intensie, en God is met ons. En dan 20 jaar later verval ons weer in onvermoë. Of 10 jaar later, 5 jaar later, of selfs 'n jaar later, of 'n paar maande nie, of 'n paar weke nie. Met ander woorde, so reiniging, is die begin van groei. So wat bedoel ek daarby? Hy sê in 36:25, ek sal rein water op julle sprinkel. Met ander woorde, die Here gaan ons harte was, en ons lewens was, en ons gedagtes was, en ons hande was, en ons voete was, en ons tonge was. So dit wat uitkom, en dit wat manifesteer, die vrug van ons lewe, rein is. Mag dit wees van die mense wat vir ons werk, dat hulle soos 'n pokke getuig, dat hulle ons vriende is, Dink as ander mense wat dankbaar is as hulle baas weg is. Ek kan dit maar sê, Jan lag, want dit is so, Daai man is hartseer, want hy het 'n vriend verloor. Wat 'n getuienis is dit nie van Corneel se hart nie? Wat 'n voorbeeld is dit nie van hoe om die mense wat vir jou werk te hanteer? En is nie dat hy nie streng op met hom was nie, ek meen, hy het die ook al gewerk. En hy het nie nonsens gevat nie, hy het vir hom gesê wat's reg en verkeerd nie. So soveel slaap te wees nie. So die beginsel is dat God wil ons reinig van sonde, en hy wil die verhouding herstel. Met ander woorde, daai siklus waar jy het iets gedoen, of jy het verval in 'n vorige gedrag, en dan as jy weer sien, dan is jy bang om na God toe te gaan. Of jy is bang om te bid, of jy is bang om te vra, want dit wat jy gedoen het, vat jou weg van die Here af. Daai stop nou. En dit stop nie omdat jy 100% dit elke keer reg kry om nie die sonde te doen nie. Dit stop want die Here sê, hy het jou gewas en jy is skoon en hy is by jou, maak nie saak wat se fout jy maak. Met ander woorde, onvermoë, verander nie die verhouding nie. Ons bly in verhouding ten spyte van onvermoë.
En nie God se nie, ons. En dan die tweede een is ons is in 'n nuwe verbond, né? 1 Johannes 1:9 sê, hy het ons gereinig, en Titus 3:5 sê, hy het ons wedergeboorte gegee en vernuwing. So ons kan nie geestelik groei as ons nie toelaat dat daai selfde gees wat binne ons is, ons harte en ons gedrag en ons wese reinig. So God vra nie van jou om perfek te wees in daad vandag nie. Hy vra van jou 'n rein hart. Met ander woorde, die intensie van jou hart moet rein wees. En dan gee hy vir ons 'n nuwe hart en hy sê nuwe begeertes. In vers 26 van 36 sê hy, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. Met ander woorde, ons groei in geregtigheid begin nie by dade nie, maar dit begin by die begeertes van ons hart. Dit begin by die plek waar ek belyn my behoeftes en my begeertes met dit wat Heilige Gees aan my openbaar. So ek kies nie vlees elke keer eerste nie, ek kies gees. Ek kies nie dit wat dood bring nie, nê? Dit wat die hart van klip gekies het nie. Want jy het 'n keuse, nê? Iets gebeur, iemand sê iets en dan jy 'n keuse. Jy het 'n keuse hoe jy reageer. Jy kan kies om te vloek en te skel en te beklei. Jy kan kies om lelik te wees. Jy kan kies om te manipuleer. Jy kan kies om jou wil af te dwing. Jy kan kies om selfsugtig te wees. Dis 'n keuse. Of jy kan kies om liefdevol te wees. Jy kan kies om vrede te kies. Jy kan kies om die Gees in jou midde toe te laat. Jy kan kies om die mense rondom jou op te bou en nader aan die Here te bring, of hulle af te breek en dan verder van die Here af te vat. Dis 'n keuse wat jy het. Die sterkste vorm van geestelike oorlogvoering is om in die teenoorgestelde gees op te tree. Met ander woorde, die manier hoe ons eienaarskap vat van die grondgebied wat die Here vir ons gegee het, is om die leuen wat die vyand bring op 'n daaglikse basis, nê, in die teenoorgestelde manier op te tree. Met ander woorde, as jy in 'n omgewing inbeweeg waar mense afguns en haat het, nê, as jy vrygewig en jy's liefdevol. As jy in 'n omgewing is waar die mense die hele tyd onvergewensgesindheid het, dan bring jy vergifnis. En jy spreek mense vry. En jy openbaar God se karakter waar daar dood is. So die praktiese realiteit is, nê, is met hierdie nuwe hart. Jy kan 2 Korintiërs 5:17 gaan lees, nê. Daar staan dat jy nuut is. Romeine 6 vers 11 tot 13 dat ons uit 'n nuwe identiteit moet leef. Maar die praktiese is, nê, is dat jy gaan nie geestelik groei deur harder te probeer nie. Want die beginpunt sê die Here, jy het nie dit ontvang omdat jy oulik is. Jy het dit ontvang omdat hy is wie hy is. Met ander woorde, dis nie op meriete nie. Dis deur genade. So jy groei slegs deur verhouding. Jy groei slegs deur meer tyd met hom te spandeer. Jy groei slegs deur nader aan hom te wees. Nie deur harder te probeer of meer heilig te wees as jou buurman of meer ure wakker te wees en 'n kersie te brand totdat hy nie meer is nie. Nee, nie een van daai goed nie. En dan wil ek sê dat die Gees is die krag van heilig maak. Want in vers 27 sê hy, ek sal my Gees in julle gee en dit sal maak dat julle wandel waar hy wil hê jy moet wandel. Met ander woorde, wanneer ons ingaan in 'n plek waar ons sekerheid is, nê, en ons gaan soek toe, want Heilige Gees het vir ons gesê dit is waar ons moet wees, dan kan ons met vertroue daar staan, want God het ons daar geplaas. En dan as iemand anders dit nie kan sien, nê, dan is dit alright. As hulle nie dit sien wat die Here aan jou geopenbaar het nie, dan verander dit nie jou gedrag nie. En dit verander nie jou hart nie. En dit maak jou ook nie meer heilig as wat hulle is nie, en dit maak jou ook nie meer reg as wat hulle is nie. Dit beteken nie die Here het dit nog nie aan hulle geopenbaar nie.
En dan moet jy nog steeds in liefde optree en jy moet nog steeds in geloof staan. So as ons teologies daarna kyk, nê, en ons wil heiligmaking beskryf, nê. Heiligmaking is geesgedrewe gehoorsaamheid as gevolg van 'n intieme verhouding met God. Met ander woorde, ek kyk na my verhouding met hom en ek vra vir Heilige Gees, wys vir my. Elkeen van ons het 'n ander manier van praat, nê. Party praat mooier as ander, en party duideliker as ander, party bietjie meer kompleks as ander, nê. Almal het 'n manier van praat, nê. En jy kan met jou manier is goed genoeg. Net soos jy is, nê. Sê vir Heilige Gees, wys asseblief vir my. Openbaar jouself vir my. Help my om te sien wat U sien. Help my om te hoor wat U sê. Help my om te voel soos wat U voel oor ander. Help my om te voel soos wat U voel oor myself. Help my om U stem te hoor. So as ons dit wil toepas en ons wil vra hoe lyk groei na 'n seisoen waar ons stroop ervaar het, nê? Soos wat Esegiel het in 'n konteks gebly waar hierdie mense alles is van hulle gestroop, nê? Alles is weggevat. Hoe lyk dit daarna, nê? Dan begin dit by ek moet aanvaar dat God se werk 'n werk van reiniging is. Met ander woorde, wanneer God bemoeienis maak met my, nê, dan is dit 'n werk van reiniging. So wanneer God moeite doen om uit te reik en 'n verskil in my lewe te maak, nê, is dit om my nader aan hom te bring. En dan beteken dit ek moet nie weerstand bied nie. En dan kan ek sê soos wat daar in Psalm 51 staan, soos wat Dawid gesê het, Here, maar skep binne in my 'n rein hart. En dan kom ek by 'n plek waar ek bewustelik my nuwe identiteit uitleef. Met intensie. Jy het nou al gesien as iemand met intensie iets doen, né? Wel lankal iets vir jou gesê het, né? Daai tipe intensie, né? Nou met daai intensie moet jy jouself uitleef in jou geloof, né? Jy is nie meer 'n slaaf van die sonde nie. Jy loop daagliks in die Gees. Prakties hoe lyk dit? Jy's gehoorsaam aan die klein dinge. Jy reageer vinnig op die oortuiging van jou hart, vinnig dit wat die Here aan jou openbaar. Galasiërs 5:25, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Met ander woorde, as Heilige Gees binne in my is, wat ons almal glo, né? Ons almal glo dit, dis wat in die Bybel staan, né? Jesus het gesterf, hy het sy Gees aan ons geopenbaar, né? En ons het bely met ons mond en ons glo met ons hart en toe kry ons Heilige Gees in ons binneste, né? As gevolg van die feit dat ons geglo het. Dis wat die woord sê. So as ons dit regtig glo, dan moet ons ook so begin beweeg. As ons regtig glo. En dan begin ons konsekwent bou. Ons bou nie meer uit emosie uit nie, maar ons bou uit dissipline uit. En ons bou uit volharding uit. Hebreërs 10:36 sê volharding is nodig en 2 Petrus 1:5-8 sê weer ons moet ons geloof byvoeg. Met ander woorde, die Here vra van jou iets wat jou iets kos. Niks wat jy moet werk is maklik nie. Niks wat waardevol is kom van self nie. Niks wat transformerend is gaan net opdaag. Die Here vra van ons. So, ek en jy begin van vandag af leef uit 'n posisie uit waar ons nie van onsself verwag om perfek te wees nie. Maar ons verwag dat ons vrug sal dra.
As jy so in die veld ry en ons almal het 'n vrugteboom op 'n plek iewers daar op 'n stukkie grond wat 1 jaar draai en die ander jaar draai jy nie en dan proe jy perske en dan 1 jaar byt jy 'n wurm raak en die volgende jaar is dit die soetste perske wat jy nog ooit geëet het. Nee, julle het almal daai ervaring al gehad, nee. Nou mag dit wees, nee, dat wanneer iemand by jou kom en hy het 'n perske nodig, nee, dat daai perske ryp is en dat daar iets is om te eet. So die verwagting is, nee, die verwagting in my hart is dat daar vrug in my lewe sal wees. En dat daar vrug in julle lewens sal wees. Dat wanneer ek kom, soos wat Jan gesê het, as ons regtig gelowiges is, dat ons daar sal wees vir mekaar. Dat die vrug en die oortuiging van ons hart beskikbaar is vir die mense rondom ons. En vir die mense wat nog nie gehoor het nie. So jy is nie waar jy is omdat nou maar net jy is en jy is die som totaal van jou keuses nie. Julle het al daai ene gehoor, né? Jy is die som totaal van al jou keuses. Okay, maar ons leef nie meer volgens die vlees nie, ons leef volgens die gees. So ek is nie meer die som totaal van my keuses nie, want as ek die som totaal van my keuses was, het ek in die hel gebrand vandag. Julle stem. So van vandag af, nee, lewe ek in hierdie nuwe realiteit, dat ek is nie die som totaal van my keuses nie, ek is die som totaal van God se genade wat in en deur my manifesteer. En ten spyte van my onvermoë, kies hy om vir ander te wys dat hy groot en almagtig is deur my lewe. Kan jy dit glo? Dat God jou wil gebruik. So die belofte is nie net dat God jou gaan herstel nie, maar dat hy jou gaan vorm in geregtigheid. Met ander woorde, hy gaan nie net dit vir jou gee wat hy beloof nie. Hy gaan maak dat jy moet lyk soos iemand wat dit actually verdien. En dis hoe amazing hy is. So ek wil vra dat julle julle oë sluit. En dan wil ek vra dat elkeen van julle net daar waar julle is, nee, vir die Here vra oor hierdie volgende goed. En die eerste een is dat hy jou hart sal reinig. En die tweede een is dat hy vir jou vars oorgawe sal gee in die gees. En die derde een is dat hy jou sal vervul met sy gees opnuut. En die vierde een is dat hy sy krag konsekwent in en deur jou sal laat vloei. En dat dit sal lei tot groei. So dankie Here dat ons in die teenwoordigheid kan staan en dankie dat U in ons midde is. Dankie dat U lief is vir ons en dankie dat U genade vir ons genoeg is. En dankie dat U Heilige Gees bemoeienis maak met ons harte, Here. En dankie dat U ons lei, dat ons sal wees soos daai bome wat geplant is by waterstrome van lewe, Here, wat onder die troon uitvloei, dat ons sal vrug dra in seisoen, Here. Dat U geregtigheid in en deur ons sal manifesteer, Here, en dat U krag ons sal transformeer, Here, dat ons sal lyk soos wat U is. Ek seën julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, met die begrip om te ontvang, wat is die omvang van God se liefde vir jou. Ek seën julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, met die wysheid om sy leiding en rigting te volg, in elke area van jou lewe. Ek seën jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, met 'n tasbare ervaring van sy liefde, openbaring en wonderwerkkrag. In Jesus naam.
Amen. Amen.